Hallo julle en baie welkom by vandag se klein groep les. Nou ons is besig met die reeks wat beteken dit om Jesus te volg? En ons is besig met die woordjie fokus. Nou die meeste van ons dink dat ons is goed met multitasking. Ons dink multitask maak ons effektief. Maar kyk wat sê die wêreldbekende entrepreneur oor multitasking. Hy sê, Gary Keller sê, multitasking is a lie. Steve Ozel, 'n wêreldbekende fotograaf, het ook die volgende te sê oor multitasking. Multitasking is eintlik net die geleentheid om meer as een ding op 'n slag nie gedoen te kry nie. Soos die Russiese spreekwoord sê, if you chase two rabbits, you won't catch either of them. Nou, multitasking en vele ander aspekte weerhou ons om te fokus op die belangrike dinge in lewe. Nou, daarom kyk ons vandag na die beginsel fokus. Om te fokus of om fokus te hê oor die belangrike dinge in ons lewens. Nou die teksvers wat ek vir julle vandag wil lees, vind ons in Sagaria 4 vanaf vers 6 tot 10. Toe sê hy vir my, hier is die boodskap van die Here aan Serubabel. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. Selfs die grootste berg sal voor Serubabel gelyk te word. As Serubabel die laaste klip van die tempel op sy plek sit, sal die mense roep, mooi, mooi. Daarna kom die woord van die Here tot my. Serubabel se hande het hierdie tempel se fondamente gelê. Sy hande sal dit klaar bou. Dan sal julle weet dat die Here die Almagtige my na julle toe gestuur het. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees wanneer hulle sien Serubabel gaan aan met die bouwerk. Nou vanuit hierdie teksvers kan ons 'n paar belangrike punte uittrek en ons gaan 3 punte uittrek van hoe ons op die belangrike dinge kan fokus. Hoe kan ons intentioneel fokus? Die heel eerste ene is, jy moet besef, jy het God nodig. Ek lees vir ons hierso in Sagaria 4 vanaf vers 6. Hier is die boodskap van die Here aan Serubabel. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here die Almagtige. Sagaria sê vir Serubabel dat hy moenie fokus verloor nie. Hy moet besef dat hy dit saam met die Here moet doen. Hy kan dit nie alleen doen nie. Nie met mag of krag sal hy slaag nie, maar net deur die Here se gees. Nou baie kere doen ons dieselfde. Ons wil graag ons drome en ons doelwitte en alles wat daarmee gepaard gaan, wil ons in ons eie hande neem en ons wil graag begin om te multitask sodat ons al hierdie goedjies by alles kan uitkom en alles suksesvol kan handhaaf. Maar die Here sê baie duidelik vir ons hier in Sagaria dat dis nie moontlik vir ons om dit te doen as ons dit sonder hom doen nie. So die oomblik wat ons begin om te multitask, is ons besig om die Here onbewustelik uit ons lewens uit te sluit. 'n volgende punt is, swak is die nuwe sterk. Paulus maak hierdie ontdekking in 2 Korintiërs 12. Hy het hierdie worsteling, hy noem dit die doring in die vlees. Ek lees vir ons hier in 2 Korintiërs 12 vers 9. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Die Passion Translation sê, so I will celebrate my weaknesses, for when I am weak, I sense more deeply the mighty power of Christ living in me. Swak wees is die nuwe sterk wanneer ons vertrou op die Here. Dit is wanneer ons op ons swakste is, wat God vir ons kan wys, hoe wonderbaarlik en sterk hy regtig is. Dit is wanneer sy groot krag juis sigbaar word in ons lewens.
Dawid sê, dit is in ons stil word en vertroue wat ons krag lê. Ek lees vir ons hierso in Sagaria 4 vers 7, 'n groot belofte. Selfs die grootste berg sal 'n gelykte word. Albei Paulus en Sagaria besef hierso dat hulle swakhede hulle nie beperk nie, want dit is juis wat hulle, wanneer hulle toelaat om swak te wees, wat God kan ingryp. So hulle swakhede help hulle nou besef dat hulle meer op God kan vertrou vir hierdie bonatuurlike ingryping. Wanneer ons swak is, besef ons, as ons beheer wil neem, kom ons eintlik net in die pad. En wanneer ons uit die pad uitkom, kan God begin werk en wonderwerke verrig. En dit bring ons na ons derde punt toe. Jy moet iets van eerste klippe of bou verstaan. Ek lees in Sagaria 4 vers 7 die volgende. As Serubabel die laaste klip van die tempel op sy plek sit, sal die mense roep, mooi, mooi. Ons sien hierso hoe Serubabel, sodra hy die laaste klippe neersit, gaan die mense sê, mooi, mooi. Maar die ding is, hy moes ergens begin. Hy moes ergens begin om hierdie tempel te begin bou. En so ook moet ek en jy. Miskien dalk moet ons dink aan, wat is daar die eerste klip wat ons moet neersit? Wat moet ons op fokus nou? Die geheim is, ons moet kan onderskei tussen wat is belangrik en wat is dringend. En sodra ons daai onderskeiding kan maak, sal ons weet wat om op te fokus. Byvoorbeeld, die eerste klip kan 'n slegte gewoonte wees wat jy moet afleer, of 'n goeie gewoonte, byvoorbeeld om te begin Bybel lees en dit daagliks te doen. Dit kan dalk wees om 'n oproep te maak vir iemand wat jy ken, wat jy dalk moet vergewe, of 'n verhouding wat jy moet herstel. Dit kan wees dat jy op jou knie moet gaan voor God en jou sondes bely. Hierdie punt gaan oor 'n eerste klip wat jy vandag kan maak, sodat jy op die ou einde, so Serubabel, die laaste klip kan opsit en almal om jou gaan die Here prys. Mooi, mooi. Met hierdie 3 punte in gedagte, kom ons bespreek die vrae wat voor lê. Tot volgende keer. Totsiens.